So nou is ons besig met om die algemene grootboek te doen. As ek vir jou die totale gee, die saldo's of die totale van die vorige maande, en dan met ander woorde jou joernale se totale, en dan het ek net daar gespesifiseer wat is elke liewe keer in ons diverse rekeninge. So, hier sou die beste om te onthou is hier om te besluit eers waar word het meer of minder. Nou kapitaal, so as jy nog kan onthou, ons het Bluey ook gedoen, jy gebruik Bluey hierso ook. So dit is Bluey, so dit is bates, laste, uitgawes, inkomste en eienaarsbelang. Okay. Nou hierdie is jou debietkant, daar is jou kredietkant. So, nou moet jy net die rympie onthou, daar kom ek van Bluey. En dan ook is dit plus, minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus. En by eienaarsbelang is dit onttrekkings en dan kapitaal. So, dit is net onthou, dit is okay. So, kapitaal word meer aan ons kredietkant, bank is 'n bate, bates word meer aan ons debietkant en minder aan ons kredietkant. Handelsvoorraad is 'n bate en bates word meer aan ons debietkant. Toerusting is 'n bate en bates word meer aan ons debietkant. Dan herstelwerk is 'n uitgawe, uitgawes word meer aan ons debietkant. Verkope is 'n inkomste, inkomstes word meer aan ons kredietkant. Koste van verkoop is 'n uitgawe, uitgawes word meer aan ons debietkant. Plus. Lone is 'n uitgawe, uitgawes word meer aan ons debietkant. Telefoon is 'n uitgawe, uitgawes word meer aan ons debietkant. Hier uitgawe, weer 'n keer 'n uitgawe word meer aan ons debietkant en verbruikersgoedere is ook 'n uitgawe, dit word ook meer aan ons debietkant. So ek begin altyd maar met dit. Okay. Dan kan ons nou kyk. Ons moet altyd eers ons saldo oorboek en ons boek dit altyd oor aan die kant wat dit meer word. Behalwe vir bank sal hulle sê, is dit 'n debiet of 'n kredietsaldo. As jy in 'n kredietsaldo is jy besig om 'n verlies te ly. As jy in 'n debietsaldo is, met ander woorde, jy besigheid doen goed. So, kapitaal is R280.000 wat die vorige maande, so dit is hoeveel in totaal jy al in kapitaal betaal het. So dit is altyd die eerste dag van die maand, so dit is Julie, die eerste, en hierdie is 2024, so jy sit jou jaar daar. Nou as jy 'n saldo oorboek en is onder die balans staat, gaan jy sê saldo afgebring, en die bedrag is met ander woorde 280.000. Okay. Dan kyk ons oralste, waar kan daar nog kapitaal wees? En die enigste is hier op die 7de, onthou, jou kapitaal bydra het meer geword, dit was onder jou diverse in jou KOJ, so jy gaan sê die 7de, by besonderhede sê jy altyd bank, behalwe in bank self, so van die bedrag is in bank ook, jy dit inbetaal in die bank, en dit was in die KOJ, en die bedrag was 25.000. Okay, sien jy, albei is daar, en dit is die enigste kapitaal bydra totaal wat nog daar is, so jy gaan sê 280.000 plus 25.000 gee vir jou dan 'n totaal van 305.000. Okay, nou is ons by bank. Hy is basies vir julle op hierdie stadium van die moeilikste wat julle nou nog het. Dan, bank is 52.400. En ons sê dit word meer aan die debietkant. So, bank word meer aan die debietkant. So, ons gaan hier so skryf 20
sorry, ek het vergeet, daai moet 2024 wees. 2024 Julie die 1ste saldo afgebring. En dit is dan daai 52.400. OK. So. Nou, jy het, as jy kyk, sien jy daar jou banktotaal en daar. So met ander woorde, jy gaan albei totale. In jou KOJ word jou bank net meer en in jou KBJ word jou bank minder want jy gee geld uit. So, onder die KOJ se totaal, want jou bank, jou geld word meer, gaan jy nou met ander woorde sit en is altyd aan die einde van die maand. So nou moet jy eers gaan weer kyk hoeveel daai het Julie, so dis Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie. So is met ander woorde 31. As dit die KOJ se totale bedrag is, gaan jy sê dit is totale ontvangstes. En dit is die KOJ. En die bedrag is R148.000. OK. Dan gaan ons nou die totaal vat van jou KBJ. Dit word minder, so jy gaan aan jou kredietkant nou werk. Nog steeds 2024 Julie, as dit 'n totaal van 'n kolom is dit tot die laaste dag van die maand, so dis 31. Nou sê ons totale betalings. En dit is in ons KBJ. OK, die bedrag daar is 74.300. Nou kyk jy, watter kant is jou grootste kant, jou debiet of jou krediet, en jy gaan duidelik sien dit is jou debietkant. So jy gaan nou sê 52.400 plus 148.000 gee vir jou 200.400. So as jy hierdie totaal hier skryf, skryf jy dit aan die ander kant ook. En nou, wat jy nou gaan vat is, so jy het met ander woorde hierdie kant by mekaar getel en jy bring hom oor. Nou gaan jy hierdie bedrag vat, minus met daai bedrag. So jy gaan sê 200.400 minus 74.300. En dit werk uit op 126.100. OK. Wat ons nou by besonderhede sê is saldo oorgebring en nou moet ons hom weer afbring. So jy gaan basies hierdie nou net weer oorvat na die debietkant, want jy het nou gewerk om uitgewerk aan die kredietkant. So nou gaan ons die eerste dag van die volgende maand, so dit is 2025 Augustus maand, die eerste, en dan sê ons weer saldo afgebring en dan bring jy weer daai 126.100 af. Right. Nou is ons by handelsvoorraad. Nou, handelsvoorraad is ook nogal 'n triekie een, want onthou jy koop produkte aan, maar jy verkoop dit ook. So, hy is amper soos bank ook. So ons gaan nou eers kyk, handelsvoorraad, sy totaal is 95.800. So, dis die eerste dag aan die kant waar hy meer word, soos aan die debietkant, 2025 Julie, die eerste, saldo afgebring en dan is die bedrag met ander woorde 95.800. OK. So, nou, ek weet hierso is net die totaal van handelsvoorraad hier, maar onthou, toe ek die KBJ gedoen het, jou koste van verkope is hoeveel dat jy gekos het om daai handelsvoorraad te verkoop, want jy wil jou wins bereken. So hierdie koste van verkope kolom gaan ook onder handelsvoorraad wees. OK, jou handelsvoorraad word hierso met ander woorde, onthou jy verkoop die produk, so hier word hy minder. So, jy gaan met ander woorde aan jou kredietkant, want dit is waar bates minder word, 2025 Julie, die laaste dag van die maand is die 31ste, maar nou gaan jy nie sê bank nie, nou sê jy koste van verkope, want eintlik die totaal kom uit die koste van verkope uit. Onthou,
ons sê die handelsvoorraad word minder, want jy verkoop dit, so dit gaan uit jou besigheid se deure uit. Dit was in die KOJ, en die koste van verkope se totaal is R41.000. Okay. Nou, in die KBJ, jy het die handelsvoorraad weer bygekoop, so dit word meer. So, jy gaan nou aan jou debietkant. Nou gaan jy sê, omdat jy die geld in die bank betaal vir hierdie handelsvoorraad, gaan jy sê by handelsvoorraad nou, bank, en dit is KBJ, en dit is R48.000. Nou weer eens, as jy aan albei kante geskryf het, dan moet jy vir jouself vra, watter kant is die grootste bedrag, en dit gaan jou debietkant wees, so jy gaan sê 95.800 plus 48.000, gee met ander woorde vir jou 'n totaal van 143.800. Okay. Nou gaan jy hierdie totaal oorvat aan hierdie kant ook. En nou gaan jy dit van hierdie bedrag aftrek. So 143.800 minus 41.000 gee vir jou 102.800. So dit is jou saldo oorgebring. En dan bring jy hom weer af. So, nou is dit weer die eerste dag. Ek bly vergeet, dit is 2024 sê hierdie. 2024, dan is dit Augustus die eerste saldo afgebring en dan skryf ons weer die bedrag van 102.800. Okay. Nou is ons by toerusting. So, toerusting is R68.000, toerusting word meer aan ons debietkant, so 2024, Julie die eerste saldo afgebring en dit is die bedrag van R68.000. Okay, nou moet ons hierso kyk. Waar het ons te doen met toerusting? Ons het te doen met toerusting in ons KBJ, en ons het toerusting bygekoop, so dit word meer, en dit was op die 20ste. So dan gaan jy daar sê op die 20ste, bank, KBJ, en dit is R9.000 se toerusting wat jy gekoop het. Okay, dis die enigste toerusting verder, so jy gaan nou sê R68.000 plus jou R9.000 gee vir jou R77.000. Okay. Dan gaan ons nou oor na ons nominale rekening. Nou die groot ding met die nominale rekening, nou sê ons nie meer saldo nie, maar nou sê ons totaal. So, ons kyk hierso, wat was ons saldo van, of totaal van die herstelwerk, en dit was R120.000. So, 2024, Julie, die eerste saldo afgebring, en dan skryf jy die totaal van die herstelwerk, was R120.000. Dan kyk jy weer, waar het jy te doen met herstelwerk, en jy kan sien, jy het, dit gaan moet by die kontantbetalingsjoernaal, want dit is 'n uitgawe, vervoermiddel herstel op die 14de, so dit is deel van herstelwerk, so dit is op die 14de, dan sê ons bank, dis in ons KBJ, en dit is met ander woorde, 3.500, so dan tel jy die twee by mekaar, dan kry jy dit as 123.500. Jammer julle, ek sien ek het 'n fout. Nie saldo nie, ek het vir julle gesê, ons moet skryf totaal, en skryf ek saldo. So dit is totaal. Okay. Dan is ons nou hierso met ons verkope. Ons verkope se totaal was met ander woorde R430.000. En dit word meer aan ons kredietkant. So dit is 2024 Julie die eerste totaal afgebring. En dit is
R430.000. Nou, ons het net te doen met verkope in die KOJ en dit is 'n totaal. So, weer 'n keer die laaste dag van die maand, bank KOJ en dit is R82.000. Dan gaan jy sê R430.000 plus R82.000 gee vir jou R512.000. Okay. Koste van verkope is ook 'n totaal. Dit is R215.000, so ons gaan nou skryf 2024 Julie die eerste totaal afgebring en daai is R215.000. Okay, nou moet jy kyk aan watter kant word jy te doen met koste van verkope. Dit is in jou KOJ. So dit is 'n totaal. So jy gaan met ander woorde sê hier so 31ste bank KOJ en dan is dit met ander woorde R41.000. Jy tel die twee bymekaar, dan kry jy dit as R256.000. Lone, so totaal is met ander woorde R3.200. So dit is 2024 Julie die eerste totaal afgebring en R3.200. Okay, so het net te doen met lone in die KBJ en dan kyk jy weer, dit is 'n totaal. So dis op die 31ste bank KBJ en dan is dit R2.800. So as jy R3.200 plus R2.800 gee dit vir jou R6.000. Telefoon. So telefoon se saldo is R1.900. So weer 'n keer 2024 Julie die eerste totaal afgebring en dit werk uit op, ons het gesê ons is nou besig met telefoon, se totaal is R1.900. Nou 'n telefoon is 'n uitgawe, so dis net in jou KBJ. Dan kyk jy wanneer het jy telefoon gehad, die 5de Julie en vir R1.800, so op die 5de bank KBJ en dit was R1.800, so dit werk uit op R3.700 uit. Dan is ons by hier uitgawe. Hier uitgawe se totaal is R8.500, so 2024 Julie die eerste totaal afgebring en daai totaal was R8.500. Die woord uitgawe sê vir is 'n uitgawe, so dit is in ons KBJ en ons het hier so te doen met hier uitgawe op die 28ste bank KBJ en dit is R7.700. Tel dan R8.500 plus R7.700 by mekaar en dan kry jy dit as R16.200. Dan die heel laaste een is verbruikersgoedere van R720, so 2024 Julie die eerste totaal afgebring en die totaal R720 en dan ook verbruikersgoedere is 'n uitgawe, so verbruikersgoedere is hier so 'n totaal, so jy gaan met ander woorde sê die 31ste bank KBJ en dan die bedrag van R1.500. Tel die twee by mekaar en dan kry jy dit as R2.220. So dit is hoe 'n mens die algemene grootboek doen as KOJ en KBJ transaksies te mekaar is.